Ok, kom ons kyk gou na die blad. In die vorige video's het ek nou al vir julle gewys waar word die boulo gedeelte uitgehaal. Hierdie blad gaan ons nie uithaal nie. Liep van der Sand het vir my 'n mes gestuur na my onder ons hier met 'n ander mesmaker. Hy sê die mes moet ek toets. Hy kan biltong sny, dit het ek gesien. En 'n mes is nie net gemaak vir biltong sny nie, hy moet kan vleis werk. En haal vet van die blad af in die binnekant. As ons sien hier sit 'n lekker klier op die blad wat ons nie graag in die bord wil hê nie. So al wat ons doen, ons haal hierdie klier af. Ons toets bietjie liep se mes en ons kyk of hy die job kan doen. Ok, hy gaan ons net nou trim. Right, 'n beesblad, ek dink dis seker die mees onderskatte gedeelte van 'n bees is sy blad. Almal wil rampsteak eet, almal wil fillet eet en niemand besef die lekker vleis wat in 'n blad sit. So ek gaan nou gou vir julle wys wat haal ek uit 'n blad uit en ek noem hom die arme man se ramp. Kom ons gaan loer. So 'n stukkie harde vet. Dit raak hierdie harde vet van ons chop hier nie. Sny hom weg. So lekker. Arman se ramp. Arman se ramp, kyk nou hoe lyk hy. Niks beter as hierdie vleis, kyk daar. Rampsteak kom nie naby hom. Tafel. Die mense wil ons net rampsteaks eet. En dan betaal hulle R120 'n kilogram vir rampsteak en dan kla hulle daaroor en sê die rampsteak is duur. Maar as jy rampsteak wil eet, dan moet jy rampsteak betaal. Kyk nou hier. Kyk daai klein stukkie been wat hy in het. En hierdie vleis is vleis wat in elk geval aan die einde van die dag net so lekker smaak soos 'n rampsteak as die beentjie uitgehaal is. Saag hom so lekker duim dik. En sorg dat hy nie te dun gesny is nie, jy moet hom nie te gaar maak nie. Krap ons bietjie die saagseltjies af. As jy wil lekker braai, daar is hy. Dis 'n arme man se rampsteak. Die res van die blad is lekker kookvleis, biltongvleis, goulasvleis. Dis kan jy uithaal en jy sny hierdie vleis die lekkerste goulas en die lekkerste stroganoff. Ek maak met hierdie blad biltong as hy lekker vet is en die res van die blad kook ons saag ons op vir kookvleis. So, dis my kos uit 'n blad uit en daarmee staan ek met die blad. Die boulo kom uit die blad uit. Aan die agterkant van die blad, agter die elmboogie, kom die boulo reguit tot teen die been en dan al met die been haal ons die boulo uit. Boulo aan die agterkant van die blad kom uit. Nou kan ons hom skoonmaak, al die harde vet afsny, al die vliesies afhaal, maak boulo lekker goulas en daai wat ek gisteraand gebak het. As jy hom dwars oor die draad sny, kry jy 'n lekker steak. Dan lyk hy so. Hierdie vleis raak vandag borsvleis, maar as mens die dik seuning uithaal, kan biltong sny. Dan kry jy sulke biltonge. Haal jy die seuning uit, voila, lekker. Dan kan jy die seuning sien sit, seunings, met ander woorde ons haal hulle uit, en ons maak hulle borsvleis,
En ons haal hierdie. En dan het ons lekker bladbiltonkies. Ons noem dit familiebiltong. Jy gee daai vir die familie wat jy nooit kom kuier nie. Winter word. En hulle kom kuier, dan gee jy hulle met bladbiltong, maar jy haal nie die seenings uit die lasie seenings dan. So maak ons lekker bladbiltonkies. En daar gaan ons. Die topside is die binnebilt. Dit kom van die binnekant van die bilt af. En daar is altyd 'n naad wat vir jou wys waar sit die topside. Topside is die sagste biltong. Nou kan jy by die biltong kom. Topside, so 'n driehoekstuk vleis. Hy het altyd 'n flap aan. Skerp mensie. Sny jy hierdie los stuk vleis wat hier op die kant sit, maak jy los, dat jy by die flap uitkom. En dan haal ons daai flap af. En ons los 'n bietjie vet aan die biltong. Ons kan hierdie topside biltong sny. Borsvleis. Biltongvleis. In die lengte, saam met die grein van die draad, van die vleis. Nie teen die grein nie, anders sny ons styks. Sit ons hierdie enetjie daar. Dan vat ons hierdie enetjie, dan sit ons hom so, dan sny ons saam met die grein. Haal die seeningkie af. Biltong. 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 Draai ek hom op sy kop. Biltong. 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 Sny ons hierdie stukkie vleis. Al die vliesies haal ons af. Ons wil nie die vliesies aan ons biltong hê nie. Maal vleis. Biltong. Jy sit altyd sulke are in die topside, haal hom uit. Borsvleis. Biltong. Biltong. En biltong. Voilà. Nou, as die ramp van 'n bult afgehaal word, dan lyk hy so. Dit lyk soos 'n ding. Dit lyk nie soos 'n rampie. En as jy nie weet wat jy het nie, dan maak jy nie wors maak met die rampie, hy lyk so. Hy kom maar reg bo op die kruis. Dis hoekom hulle hom 'n kruisskyf noem. Hy sit op die kruis van die dier. 'n Ramp het 'n tuil, en noem dit 'n ramp wat hier sit. Ons haal die harde vet uit. Harde vet wil ons nie in die vleis hê nie. Ons gooi dit in die bak. Hy word later wors gemaak vir die informele mark. Hier sit gewoonlik 'n klier. Ons sny hierdie seeningkies en hierdie vetjies weg. Hulle gaan borsvleis toe. En as ek hierdie ramptuil afsny, dan kyk jy daar. Hy moet nie mins toe gaan nie. Hierdie is eintlik deel van jou sagste biltongkies wat daar is. Dan vat jy nou hierdie ramptuil, soos wat ons hom noem, jy sny hom saam met die draad, saam met die draad, saam met die draad. Borsvleis, biltong. Dan sny ons die ramptuil, biltong. Volgens my, 'n lekker biltongkie. Right, nou het ons sy stert afgesny. Nou lyk hy so. Vol sulke toying goed. Dan druk ons die mes onder hierdie harde vet in, want die ramp moet die harde vet op hê nie. Dan haal ons gou al hierdie harde vette uit. Jy kan maar kyk, jy jou duim so indruk, hier's altyd 'n pad wat vir jou wys, hierdie twee snitte hoort nie op mekaar nie. Hulle moet wegkom van die deel van die ramp nie. Hy word wors. Hier sit 'n klier op die ramp, hy moet uitgesny word. OK? Hy is nie deel van ons progs nie. Dan lyk die ramp so, nou begin hy al amper vorm kry, maar hier hang nog sulke lelle. Die trim ons 'n bietjie weg. Sny net so al in die ronde, dat ons hierdie ramp 'n bietjie vorm gee, en dan lyk hy nou maar nog meer so. Hier sit 'n baie dik seening in die ramp. Ramp, silverside, die kop van die silverside, as hulle hom afsny, noem hulle hom 'n kolot. As hy op die ramp is, bestaan hy uit 3 dele uit. Dan sny ons hierdie dik seening weg, sny hom reg die draad, sodat ons die kop reguit gesny kry. Julle kan duidelik sien hoekom ek sê is 'n deel van die silverside, want hy lyk biltongvleis. So, hierdie kop, kolotte,
maak ons so, hy sny 'n verskriklike lekker biltongkie en is 'n lekker sagte biltongkie. Dan lyk hulle so. Nou, hier sit 'n seeningkie aan die voorkant, ons haal hom weg, tensy ons biltong maak vir die familie. So lyk lekker ramp biltongkies. As hy lyk of hy kan maak biltong. Die res is worsvleis. Nou lyk die ramp so. Sien, 3 dele. Die silver side, die binnekant van die ramp en die buitekant. Hulle het alles verskillende name, maar ek worry nie vreeslik oor daai name nie. Die belang moet hierdie ramp sny dat hy homself kan present soos hulle sê in die winkel. En dan sny ons vacuum ons hierdie ramp. Ek gaan hom nie vanaand sny nie, hy is te vars. Ons vacuum hom net so, ek lê hom in die koelkamer 2 weke, 3 weke, dan sny ons rampsteek, dan eet ons ramp. Ok, nou, die topside is uit, in die vorige video, nou gaan ons die silver side uithaal. Die heupbeen sit hier. Hierdie is die potjie, sy heuppotjie. So wat ons wil doen, ons wil hierdie heupbeen wil ons wegkry van die vleis af. Wat ons dan doen, ons bly so naby as moontlik aan die been. Jy soek maar altyd met jou mes om so naby as moontlik aan die heupbeen te bly. En dan maak ons hom los, al in die ronde, so ver as moontlik. Sal julle sien, hier sit die potjie. Sny hom van al 2 kante af. So naby as moontlik aan die been. Maak die been los, sonder dat daar baie vleis aan die been sit. Wanneer jy dit doen, dan gaan die potjie oop. Dan lyk hy so. As hy potjie oopmaak, van al die kante af, dan is dit baie eenvoudig om hom af te sny, en daar is die heupbeen uit. Wanneer die heupbeen uit is, draai ons die bout om. Silver side lê hier. Ramp lê daar. 'n Vet dier het en jy wil sy ramp hou, haal ons nie die silver side uit, ons sny eers sy ramp af. Nou, hoe haal ons dit uit? Baie eenvoudig. Hier sit 'n klier. Ons begin by hierdie klier. En ons sny, en ons sny, en ons kyk, hy wys vir ons die pad. Hy gaan iewers op 'n kol, gaan hy draai. Na die bout toe. Na die bout toe. En so naby as moontlik aan hierdie bal van die bout, die potjie, sny ons dan die vleis reguit af. En dan lyk dit soos daai stuk driehoek ding wat ek julle nou die hand gewys het. Dis 'n ramp met OK, daar's die ramp. Nou haal ons die silver side uit. Silver side baie eenvoudig. Ons gaan al om hierdie kuitsene. Hy wys die pad, kyk daar. Daar loop die pad al om die kuitsene. sien julle? Al om die pad en al teen die been. Hier sit die pad, hier sit die Silverside se blinkseening. Hier loop sy pad, hy wys vir ons, hier loop die pad. Silverside weg. Wanneer die Silverside uit is daar nog 'n stukkie vleis wat oorbly in die voorkant van die bout, wat hulle noem die thick flank. Die Engelsman sê 'n thick flank of 'n knuckle. Hier sit sy knieskyf. Nou, kom ek wys julle gou daar. Skyf haal jy so en so uit. Dis waar jy gewoonlik die bout afsny met die mes as jy nie 'n saag het nie. So ons maak hom aan die bokant los. En ons haal hierdie knieskyf af. Sny hom op sy kant. En hierdie gedeelte, daai stuk, springbok, skaap, kudu, gensbok, bees, knieskyf, die lekkerste kos. Ronde vleisie of die thick flank, trek ons die mes teen die been, draai hom om, trek hom teen die been. Ons tel hom so met die hand op. Daar is die thick flank. Met ander woorde, ons het uitgehaal die Silverside, die thick flank, die topside en hierdie stuk vleis wat nou lyk soos 'n toying wat later 'n ramp word wanneer ons die ramptuil afsny en dan wanneer ons hom mooi getrim het. Dis die 4 hoofsnitte van die bout. Topside, Silverside, thick flank, ramp. Dit sy shin of sy kuitvleis soos wat ons hom noem, dan druk jy die mes agter hom in. Sny hom deur tot daar by die knieskyf afgehaal het. Lekkerste sopvleis is hierdie kuitvleis en hy maak 'n baie lekker ras. Daar is die kuitvleis klaar. Die res van die vleis, jou lekker beefstew, hy sien hy ronde vleis met die murgbeen in. En dis 'n lekker etetjie, vinnig en maklik. Dis hoe mens 'n bout uitmekaar het.